Lord, it's all about you. The fact that we are here, it's all about you. The reason that we are here is about you, Lord. Die feit dat ons hierdie aarde wandel, op hierdie aarde leef is as gevolg van U, Vader. All about you. Not about ourselves, Lord. It's all about you. Our existence is all about you. The fact that we can breathe is all about you, Lord. En Here, ons gee U die eer daarvoor. Ons loof U. Ons prys U. Ons aanbid U daarvoor, Vader. As we come back to the heart of worship, worshiping you, not the things that we desire or the things around us, Father. Coming back to the heart of worship says we align our hearts towards you, Lord. Coming back to you. Want dit gaan oor U. En Here, soos wat ons in hierdie tyd van vas en gebed gaan, bid ek, Here, dat dit ook alles rondom U is. Die rede dat ons vas, die rede dat ons bid, is oor U, Vader. It's all about you. And I pray, Lord, that you will reveal your heart to us through scripture this morning. Soos wat elkeen van ons individueel hier sit vanoggend, bid ek dat U met elkeen van ons individueel sal praat, Here, maar ook gesamentlik. Want dit gaan oor U en net U alleen. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Ons kan maar sit. Dankie aanbiddingsspan. Goeiemôre weer eens. Lekker om terug te wees, lekker om die gesigte te sien. Ons het 'n geseënde tyd gehad. Ek en my vrou met die kinders. Ek gaan nie 'n traan stort nie. En ons het nog die enetjie by ons. En dis 'n voorreg. Weet jy, as jou kinders, ek gaan nie sê as jy op my ouderdom kom nie, maar as jou kinders uit die huis uitgaan dan, dan is dit so spesiaal as jy tyd met hulle kan spandeer. So, ek wil nie sê hou vas terwyl hulle in die huis is nie, geniet hulle terwyl hulle in die huis is. Vanaand begin ons van 6 tot môre aan 6 uur met Shofar se globale gebed en vastyd. 24 uur tyd, dis die tweede ene van die jaar. Ons het in Februarie, Maart het ons een, wat gewoonlik oor 3 dae strek, en hierdie een is 'n 24 uur. So, ja, is baie goed wat ek wil deel, wat op my hart is, wat ek nie vandag kan deel nie, maar ek sal kyk volgende Sondag, waar ons fokus vandag op vas en gebed, en as ons kyk na die skrif, in Joël 1 vers 14 staan daar, heilig 'n vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land, in die huis van die Here, julle God, en roep tot die Here. Nou, hierdie gedeelte in Joël sê, roep 'n vasdag saam, roep 'n vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land. So vir ons as Shofar kerke, as Shofar gemeentes, is dit 'n voorreg om by mekaar te kan kom, om saam te kan bid en vas, en tyd in vas en gebed te spandeer. Baie keer
leef ons lewens en soos ons dit leef, vind daar sekere dinge plaas rondom ons, die mooi, die goeie. En ons geniet die mooi en ons geniet die goeie. En in dit is daar voordele. Wanneer ons die goeie, wanneer ons die mooi geniet. En in dit alles bly die Here getrou. In dit alles is hy, soos wat ons hierdie lied nou gesing het, dit gaan oor hom. It is all about him. Jesus Christ, our Savior. That is who it is about. Van ons, en ek het dit al beleef in my lewe, die lewe kan soms soos 'n slagveld voel. Dit voel of alles teen jou is, of alles na jou kant toe kom. Dat dit waarvoor ek die Here soms vertrou, nie uitgewerk het nie. En in dit nie altyd verstaan het nie. Nie verstaan het, Here, maar ek het gebid. Ek het tot U geroep, maar dit het nie uitgewerk volgens hoe ek dit wou hê nie. En wanneer ons terugkyk, en ek is iemand wat nogal gereeld daarvan hou om terug te kyk en net te dink op my lewenspad wat ek geleef het, dink ek dikwels oor die verskillende seisoene van my lewe. En dan sit van laerskool af die seisoene wat in my lewe plaasgevind het. En ek haal uit elkeen die goeie, maar ook die nie so goed nie. Daar is goeie tye en daar is nie sulke goeie tye nie. Tye van vreugde. Ek dink ons almal beleef tye van vreugde, som tye weer van uitdagings. Tye van verandering. Tye van oorwinning. As ek nou die woord verandering wat ek nou gespreek het of gesê het, dink ek terug in ons tyd nou, waar ons die voorreg gehad het in Vietnam ook te wees. Mense, die oggend is dit mooi, sonskyn, en binne 'n uur verander het so dan reën het. So daar is die heeltyd hierdie verandering, maar so ook in ons persoonlike lewens. Dit wat ons leef, is daar die heeltyd verandering. En wanneer ek sê dat die lewe soms so 'n oorlogsveld voel dit asof jy aangeval word van alle kante. En dan bid ons soek die Here se aangesig, maar dit voel nie, ek kry net nie daai deurbraak nie. Ek kry net nie dit waarvoor ek die Here vertrou nie. Here, hoor U my? Hoor U my as ek uitroep tot U? En in die hartjie van Vietnam het ek net stil geraak en ek het vir die Here gesê, ek is hier vir U. Ek hoef nie nou 'n boodskap voor te berei nie. Ek kan sit by U voete. En ek het nie die Here gevra vir 'n skrif, vir 'n woord, vir niks nie. I didn't ask Him for anything. But in my spirit, a scripture came up. I didn't know what stood there. And it was early in the morning. Now that's the other thing. Early in the morning for me there was afternoon for you. So early in the morning was about 4 o'clock. For me, for you, it would have been 11 o'clock in the evening. The previous night. And I was sitting there just opening my Bible. And I went to 2 Chronicles 6 verse 90 to 22. Where King Solomon is crying out to God. And he says, yet regard the prayer of your servant and the supplication, O Lord my God. And listen to the cry and the prayer which your servant is praying before you, that your eyes may be open toward this temple day and night, toward the place where you said you would put your name,
that you may hear the prayer which your servant makes towards this place. And may you hear the supplications of your servant and of your people Israel when they pray toward this place. Hear from heaven your dwelling place, and when you hear, forgive. And the Lord took me to this scripture where Solomon is crying out to God. And I want to emphasize a few words in this scripture. Listen to the cry and the prayer. That is what Solomon is saying. Listen to the cry, listen to the prayer. Verse 20, that your eyes may be open. There's specific things Solomon is asking God. He's asking God for specific things, that you may hear the prayer which your servant makes. Hear the supplication. So there's specific things he's asking God. He's pleading to God. And I said, Lord, Solomon is crying out to you. And at times it even feels, for me, you don't hear me. There's things I ask, but it's quiet. And then it took me. Oh, God is faithful. Die Here is so getrou. Then he took me to 1 Kings 9 verse 3. And the Lord said to him, the Lord said to Solomon, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. I have consecrated this house, which you have built to put my name there forever. And listen to this. And my eyes and my heart will be there perpetually. Specific things he's asking. And God answers him on those specific things. Hoeveel keer het jy nie die Here gevra nie? En het voel soms of het stil is. En hier in hierdie tyd waar ons as kerke in 'n tyd van vas en gebed gaan, die Here hoor ons. Hy hoor ons en hy antwoord ons in sy tyd. Nie in ons tyd nie, nie in my tyd nie, want ons wil dit nou hoor. Ons wil so gou moontlik hoor sodat ons kan aksie neem. Maar dit is in sy tyd. Gebed is een van die grootste gawes wat God ons kan gee. Gebed is die grootste gawe, een van die grootste gawes wat ons het. Prayer is more than words spoken. It's more than a religious duty, more than a request for a blessing. It's much more than that. Prayer is communication and fellowship with the living God. Communication and fellowship with the living God. It's opening our hearts to the one who've created us. Om ons harte oop te maak vir die een wat ons geskape het. Dis meer as net 'n godsdienstige opdrag of 'n plig wat dit vir soms vir mense mag voel. Prayer is communication and fellowship with God. Fasting deepens that relationship and connection through sacrificial putting food aside. So you've got the prayer on the one side and fasting on this other side, but as they come together, it is unto God, and fasting deepens that relationship that we have with God and that connection. Prayer and fasting is not just a religious habit, or it's not carnal. It is a spiritual warfare. Ek dink ek het dit daar opgesit. Gebed
is nie net 'n godsdienstige gewoonte of iets vleesliks nie. Dis 'n geestelike oorlogvoering. 2 Korintiërs 10 vers 3. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. As ons om ons kyk gou na iemand om jou. Dis 'n menslike liggaam. Jy kan vat, jy kan voel. Dis mens, dis vlees. Ons woon in 'n menslike liggaam, sê hierdie skrifgedeelte. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Ons voer hom nie met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies. Baie interessant dat in hierdie skrifgedeelte die woord redenasies opkom. Baie mense hou so daarvan om te redeneer. Ek sê so en jy sê so en so gaan dit die hele tyd. Daarmee vernietig dit redenasies. Het is jammer om te sê dat mense baie keer die krag van gebed eers ontdek wanneer die lewe swaar word. Wanneer dit moeilik gaan. Dan wil hulle uitroep tot God en vir hom vra vir 'n deurbraak of vir uitkoms. In moments of pain and confusion, temptation, fear and spiritual attack, prayer becomes more than words. Gebed word 'n lewenstyl. Prayer becomes a lifestyle. A lifestyle, a lifeline between us and God. Life is a battlefield. En ek wil vir jou sê, die vyand slaap nie. Maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak met wie jy in kontak kom soms nie. Die vyand slaap nie. Wat probeer hy doen? Hy probeer verhoudings vernietig. Hy probeer mense weglok van Jesus. Weet julle hoeveel mense aanbid afgode in hierdie wêreld? Dis verstommend. Dis verstommend hoe hulle die nut daarin sien om 'n afgod te aanbid. Ek sal in die volgende week of 2 daaroor praat. Dit wat my belewenis was. Every day is a fight for our faith. A fight for our mind, for our peace, our family. How can we afford to live a lifeless life and not praying? A life not seeking God's face. Om nie te bid nie, en nie jou Bybel te lees nie, soos 'n soldaat wat oorlog toe gaan sonder sy wapenrusting. Dis eintlik 'n selfmoordopdrag. Want jy gaan nie staande kan bly nie. When a child of God prays, heaven moves. You might not even feel it, but heaven moves. Change begins to break, strength is renewed, and darkness trembles. We might not feel it here, but that's what's happening in the spirit realm. There's shiftings happening in the spirit realm when we pray. Wanneer jy bid, is daar skuwe in die geestesrealm. Gebed verwyder nie altyd die stryd onmiddellik nie, maar dit gee ons die krag om te staan. Dit gee jou die krag en my die krag om staande te bly, terwyl die stryd aan die gang is. Here, ek verstaan nie wat hier om my gebeur nie, maar ek roep uit tot U en ek bid tot U. Is in gebed waar vrees in geloof verander. Waar swakheid
kragtig word in 'n tyd van gebed, waar verwarring vervang word met leiding van God, waar hy ons lei deur sy gees. Al verstaan ons nie. En weet julle, die grootste oorwinnings word gewoonlik in die geheime oomblikke met God behaal. In daai intieme plek, in daai plek waar dit jy en hy is, in daai geheime plek, waar jy tot hom uitroep, dis waar die oorwinnings behaal word. Dis waar die deurbraak plaasvind. En baie van die gevegte kan nie deur finansies, intellek of ons eie krag oorwin word nie. Die oorwinning lê in totale vertroue in God. Trusting God wholeheartedly. Where are you today? What battle are you fighting this morning? How intense is your battle? God is saying to you, stand. Stand. Stand, my child. Be alert. I am fighting the battle for you. That is what God is saying to us this morning. Want die opregte gebed, wat ek en jy bid tot God, bereik die troonkamer van God. Dit bereik sy troonkamer. Elke traan wat gestort word in sy teenwoordigheid is nie vermors nie. Elke smeking hoor hy. As ons maar net kyk na Salomo, hoe Salomo uitgeroep het, God het hom gehoor. So hoor hy vir my, so hoor hy vir jou. En supplication means earnest prayer. Earnest prayer. Sometimes you don't have to say much. Lord, here I am. Help. We don't have to use a lot of words sometimes, or eloquent words. Lord, I trust you. Lord, help. In Matthew 6 verse 7, and when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Yeah, there's times that we need to pray a lot of words, but we mustn't make it a religion or be religious about it. We pray as the Holy Spirit guides us to pray. En wanneer ons in gebed tot God nader, kom ons soos ons is. Ons hoef niks te verander nie. Ons hoef nie op 'n sekere manier met ydelle woorde God te nader nie. Wat soek hy? Ons het al baie gesê. Wat soek God? 'n opregte, uitverkore hart voor hom. That's what he wants. Gebed beteken om te bid volgens die wil van God. Prayer means to pray according to the will of God. Baie keer wil ons eie wil laat geskied. Maar dit gaan nie oor my wil nie, dit gaan oor sy wil. Dit gaan oor wat wil hy. Wat wil hy in my lewe doen? Daar was al storms in my lewe, werklike storms. Want ek ook ander mense die skuld gegee. In 'n sekere mate het ek geweet, ja, ek is van dit is deel is my skuld. Maar die groot rede vir wat ek deurgaan is ander mense se skuld. Totdat ek jare later agterkom die Here het my daardeur gevat. Met 'n doel. Not my will. His will. I didn't understand, ek het nie verstaan nie. Lord, what is happening?
Not my will, your will. Matthew 6, verse 9 to 13. This is then how we should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. That's what Jesus taught his disciples, how they need to pray. And if we break this whole scripture up from Matthew 6, verse 9 to 13, we see the pattern that God is giving us. Our Father, first mentioning him. When we look at the Lord's Prayer, we find something valuable in it, something of worth. Everything that we do, everything that you and I seek is according to the will of God, not my will. Ons kan die Here tot die Here bid en vir sekere dinge vra in lyn met sy wil. Dis wat sy woord sê. Vra en ek sal vir jou gee, maar dit moet in lyn met sy wil wees. As we look at the Lord's Prayer, as this verse in Matthew, we find less than 10% of the prayer is dedicated to our personal petition. Less than 10% is dedicated to our personal petition. The prayer is also limited to what we need for this day. That's all. What we need for this day. That is what the prayer is saying. That includes forgiveness, deliverance, and temptation from the evil one. So it starts with our Father, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Alles draai om hom. En ek is so dankbaar vir die lied waarmee die aanbiddingspan afgesluit het vanoggend. It's all about you. Alles draai om hom. Die feit dat ons in 'n vas en gebedheid gaan oor God. Deur tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Daar begin ons situasies. Daar en ons stryd verander. Daar vind die verandering plaas. Daar begin ons 'n goddelike perspektief kry van wie God is. Hoe hy met ons is, hoe hy vir ons is. Die gebed van 'n regverdige persoon is kragtig en effektief. Weet, jou gebed is kragtig en effektief. Jy hoef nie met 'n klomp mooi woorde te kom nie. Jy moet net met 'n skoon hart kom. Net met 'n rein hart kom. Jakobus gee vir ons die resep vir 'n kragtige gebed in Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So wat is die opdrag wat ons hier kry? Bely ons sondes teenoor God, maar ook teenoor ons misdade teenoor mekaar. Dis wat die woord vir ons sê. Bid vir mekaar. Doen ons dit werklik? Bid jy vir jou gesin? Bid jy vir jou familie? Bid jy vir jou vriende? Bid jy vir jou geestelike familie? Bid jy vir die verlorenes? Die skrif sê, bid vir mekaar.
En dan die ander gedeelte, want ons mis daai gedeelte so maklik, sodat jy gesond kan word. Ons wil almal gesond wees. Dis nie lekker om siek te wees nie. Dis nie lekker om 'n kwaal te hê nie. Bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. And when we pray according to God's word, and according to how His Spirit leads us, we align ourselves with His promise. The promise He gives us. We align ourselves with His promise. So when life feels heavy, do not run away. Do not run away. Run to God. Pray when you are tired. Pray when you are afraid. Pray when you feel weak. Because you will have times where you feel weak. Pray. Pray even when you have no words left. You know why? Because God understands the language of a broken heart. Lord, here I am. Hy's naby aan die gebrokenis van hart. Aanbiddingsspan kan vorentoe kom asseblief. Ek het daar op die bord gesit. True prayer involves bringing out genuine requests to God, but leaving the outcome in His hands, trusting that His plans are good and perfect. Leaving it in His hands. And as we leave it in His hands, we trust His plans and that it will be good and that it will be perfect. Want ons as mens baie keer wil ons sekere dinge doen sodat dit kan uitwerk. In die Afrikaans, 'n ware gebed behels dat ons opregte versoeke na God bring, maar die uitkoms in sy hande laat. In die vertroue dat sy planne goed en volmaak is. Want sy planne is goed en dit is volmaak. So as jy in hierdie tyd of wanneer ook al die Here se aangesig soek, weet dat sy planne volmaak is en dat dit goed is. And when we say amen, we say, so be it. Your will, Lord, your plans, Lord, are good. And by leaving it into His hands, it's an expression of faith. Lord, we trust You. Ons vertrou U. Ons gaan in 'n tyd van vas en gebed van vanaand 6:00 tot môre aand 6:00. Môre aand 7:00, soos Paula reg gesê het, is daar online gebed van 7 tot 8:30, waarby ons inslot elkeen vanuit sy eie huis of jou binnekamer. En ek wil vir jou vra, ons gaan die gebedsversoeke sal Carla uitstuur vandag na die diens op die myngroep, sodat julle bid volgens dit wat gevra word, maar ek gaan jou nie hou by dit nie. Ek wil vir jou vra, bid soos die Heilige Gees jou ook lei asseblief. Want die Here, ons is so verskillend, elkeen van ons, en die Here kan iets aan jou openbaar waarvoor hy wil hê jy moet intree. So die gebedspunte, Shofar, waarvoor ons vir ons gemeente bid, die volgende slide asseblief. Dan bid ons vir kerkplantings. Al die kerkplantings waarmee Shofar huidiglik besig is, die nuutste ene is Luxemburg in Duitsland. Shofar is busy planting a church in Luxembourg, Germany, and DB and his family moved over there about 3 weeks ago. They relocated there and they've started with a small group on a Sunday,
morning there. So we're going to pray for them. Third one. Pastor Summit, 28 September tot 1 Oktober. Dit is waarheen ek en Sonja en Carla gaan. En hierdie jaar hopelik JC gaan saam. So dit sal lekker wees. Want wat hulle doen, hulle noem dit Pastor Summit, maar dit is eintlik Ministry Summit, waar almal wat betrokke is by ministry die summit bywoon. So asseblief tree vir dit in. En dan Convergence, 16 tot 18 Oktober, net vir die sprekers, almal wat daar betrokke is. En dan, soos ek gesê het, bid, soos wat die Heilige Gees jou lei. Kom ons staan. Vader, ons wil vir U dankie sê, Here, dat U God is. Ons wil vir U dankie sê, Vader, dat U 'n tyd van vas en gebed geroep het vir ons. Here, dat wanneer ons na die skrif kyk, want daar is al so baie gepraat oor vas en gebed. Here, dat ons fokus sal wees volgens U wil. Dat ons fokus sal wees volgens hoe U vir ons in U skrif wys en sê om te bid. En Here, op die einde van die dag gaan dit oor hoe U ons lei. Here, ek bid dat ons werklik daai honger sal hê, that we will have the hunger to really come into that secret place with You, where we leave food aside and praying, bringing our prayers unto You, Lord. But Lord, in that praying, in that seeking You, bringing our requests to You, Father, we know that the outcome is in Your hands. And Lord, at the end when we say amen, so be it. We trust Your perfect will. We trust Your perfect plan for this church, for the surrounding towns and this town, and the global church. Thank You, Father, that we can seek You in this time. And Lord, I pray that there will be no pressure on anyone to do things in a certain way, but that we will come with broken hearts, a contrite heart, a heart sold out to You, Lord, and seek Your will. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.